jou naam? Leilani beteken Heavenly Flower. My ma het my vertel toe sy 'n jong meisie was, het sy gesê as haar eerste kind 'n dogter is, gaan haar naam Leilani wees, want dit beteken 'n sunflower from heaven. En daar's ook blykbaar 'n ou liedjie wat genoem word Heavenly Flower Leilani. Ek kom van Pretoria Wes af oorspronklik. Ek is gebore in die ou Moedersbond in Pretoria. En ja, so ek noem myself altyd 'n trotse Danville diva. En ja, so ek sal, as iemand my altyd vra waar ek vandaan kom, dan sê ek maar Pretoria, maar gedeeltelik is dit maar van Pretoria Wes af. En alhoewel ek in 7 skole was, klomp plekke gebly het en alles, maar ek sal sê ek kom van Pretoria af. En baie mense het al vir my gevra, hoekom praat ek van I'm born to an audience? En die groot rede is, omdat blykbaar die dag met my geboorte, met my ma se bevalling, toe die dokter vir haar gevra, is dit okay, is al die studente om haar staan en kyk hoe die bevalling gebeur. Nou, ek het nogal gelag toe my ma dit vir my vertel, toe sê ek, dit is seker hoekom ek nie so skaam is nie. Want ja, so ek is gebore en dat al die studente daar gestaan, en dit is waar die sêding vandaan kom van I was born to an audience. Joh, my kinderjare is nogal iets wat vir my altyd sal uitstaan, jy weet, want hoe ouer mens ook word, begin jy anders kyk na jou kinderlewe, want in my 20's het ek regtig nogal, ek wil amper sê issues met my kinderlewe gehad, want daar was baie dinge wat ek nie aanvaar het, en as ek nou terugkyk daarna, is ek so dankbaar vir die manier hoe ek groot geword het, want ek kom uit 'n huis uit van, my pa is een van 'n tweeling, en hulle was altyd die orkes vir troues, so ons was die musiektafel. So dit is waar my liefde vir boeremusiek ook vandaan kom. So ek kom uit 'n huis uit wat altyd vrolik was. Ons is mense wat hou van love wees en jol en net 'n lekker tyd hê. Ons is nie noodwendig 'n baie stil familie nie. My ma was verskriklik streng geweest. Sy het altyd gesê sy het my veral omdat ek maar die oudste is, met 'n ysterhand groot gemaak, maar ek is baie dankbaar vir dit vandag. So kinderlewe is weet jy, soos ek vroeër gesê het, ja, daar was 7 skole en als, maar ek spot altyd en sê, dit is hoekom ek van travel hou, want ek pas vreeslik maklik aan. Ek het in 1991 matriek geskryf, ek was toe 17 jaar oud gewees, want in daai jare het jy al vroeg skool toe gegaan, so ek was maar 5 toe ek skool toe gegaan het, so ek het vroeg matriek ook klaar gemaak, en ek het toe vir die departement van finansies begin werk op die 9de Desember 1991. En een van die groot redes hoekom ek dit so goed onthou, is want al die kinders het gaan vakansie op Maagheid en ek was die enigste pleb, okay, wat moes begin werk het, want ek het nie geld gehad nie. En ja, so ek sal altyd onthou, dit is wanneer ek matriek geskryf het natuurlik, en wanneer ek sommer onmiddellik begin werk het. Maar jy weet, as ek nou terugkyk daarna, as ek bly ek het toe begin werk, en dan was genoeg tyd vir partytjies. So ja, dit is wanneer ek matriek geskryf het. Ja, so my eerste werk, soos ek sê, was by Departement van Finansies, wat toe later Departement van Staatsbesteding geword het, en dit was by die Ou Vermeulenstraat in Pretoria. En iets wat ek altyd deel, wat so vrek snaaks is, want mense glo my nie, ek het actually gehakel toe ek op skool was. En ek het vir die salariskantoor gewerk, okay? En iets wat ek altyd oorvertel is, mense sal my nou natuurlik spot, en dan my nou kastig bel, sodat hulle net kan hoor, want salaris was 'n moeilike woord vir my, so ek sal sê, sisse salaris, hallo. Ek wou dood gegaan het, want glo my baie ouderdom, nou is dit baie erg vir jou, maar ag, whatever, ja, so ek het in die salariskantoor gewerk, en ek sê altyd, want ek het nooit die voorreg gehad om te gaan swat nie, so ek sê altyd, daai tye was amper vir my soos universiteitsjaar, want toe het ek geleer van admin, hoe werk filing, weet, en daai tipe goeie so, en ek pas dit toe, tot vandag toe, in my beroep, in die werk wat ek doen. So ja, nee, ek was sommer net 'n gewone administratiewe dame gewees. So een van die groot dinge toe ek onder andere by Departement van Finansies was, iets wat ek nooit sal vergeet ook nie, is, ek kon salarisse gesien het van die presidente. Okay, dit was nogal cool geweest. En ja, so dit was vir my altyd 'n lekker ding om 'n braai te sit en te sê, ja, ek werk vir Departement van Finansies. Ek het 'n baie lekker tyd vir my lewe daar gehad, maar een dag toe het, en dit is nou geen disrespect teenoor mense wat daar werk nie, dis het ek net besluit, hierdie is nie vir my nie, want van 10:00 die oggend, lunchtyd, en dan 3:00 koffie weer, en dan 4:00 waai jy,
al waaroor die vrouens gepraat het, is wat gaan hulle maak vir die aandete, okay? Alles het oor kos gegaan. En ek het toe besluit, weet jy wat, ek dink ek wil iets anders doen, en ek het toe aansoek gedoen by Total Sports in Sunny Park, Pretoria, en iets wat vir my so uitstaan in my lewe is, dat Warwick Dodge was die manager gewees, en hy het vir my 'n big pen gegee, en vir my gesê, Leilani, verkoop hierdie pen aan my. Needless to know, dit was die eerste ding wat ek ooit moes verkoop het, en hy het net vir my gesê, ek is 'n natuurlike salespersoon, want ek glo my, ek het daai big pen aan hom verkoop, né? Hy wou sommer 'n pak gehad het. En ek bring dit nogal tot, jy weet, toevallig vandag nog, as ek iemand sou jy weet, 'n interview moet voer, veral nou vir 'n werk, dan doen ek nou nog daai ding, verkoop hierdie big pen aan my. Ja, en toe het ek so 'n bietjie gewerk by Spectacle Warehouse. Ek het glad nie geaard daar nie. Ek kan nie doen met mense wat heeltyd kla en negatief is. Ek weet nie hoe doen my man dit, wat 'n apteker is nie, want dis nie vir my nie. Maar ja, en 'n groot ding wat vir my uitstaan van my jong dae by Total Sports onder andere, dit was in 1994, wanneer is dit nou die World Cup gewees? Wanneer was dit nou weer? Dit was 95 jaar. Toe het ons al die rugby spelers ontmoet, die ouens van Skotland en al die mense, ons het letterlik ons Suid-Afrikaanse truie, van ons lyf afverkoop. En dit was 'n groot oomblik in my lewe gewees, jy weet. So ja, dit is iets wat vir my beslis uitstaan, net om ook te deel, hulle het my daai tyd 'n assistant manager gemaak, maar ek is ook toe eventueel gedemote, want ek was nie goed nie. Weet jy, ek lag vandag oor dit, maar ek was net nie reg gewees vir dit nie. Want ek dink tog ek het leadership eienskappe, maar oor die jare het ek net besef, alles gebeur op die regte tyd. So ja, nee, dit is wat ek vir jou kan vertel oor dit. Jy vra nou vir of ek al 'n big pen verkoop het, en nee. Nee, ek het actually nie. So, nee, ek het nie. Ja, nee, ek het, weet jy, ek het van jongs af in advertising ingegaan. Ek het vir 'n company gewerk, The Look Guide. Nou, in daai jaar in Pretoria, was dit so 'n ding wat hulle by jou huis aflewer, waar al jou local besighede is, jou dokter, jou plumber, ag man, noem dit. En, jy het vir 'n listing, jy weet, jy het 'n listing gekoop op die Look Guide, okay? En dit was R350 en ek wou doodgaan, want wie gaan R350 betaal net vir 'n listing? En ek het so goed gedoen met dit, en die eienaar van daai besigheid, Marion, sy het ook vir my gesê, Leilani, jy hoort in sales, okay? En dit is actually waar my liefde vir advertising sales begin het. En nou, as ek ook terugkyk na dit, is ek so bly dit het eintlik klein begin, want jy weet, as ek dink wat ek oor die jare al verkoop het in advertising, radio, TV, miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen rand deel, so, maar ek is dankbaar, dit is waar het begin het vir my. Ek is vreeslik lief vir die kleur rooi, want dit is passievol, ek dink dit pas by my geaardheid, ek het 'n bietjie Portugees in my, en ek dink, dis net iets wat my pas, en dis 'n baie goeie vraag wat jy my eintlik vra, want nou laat jy dit vir my vra, besef ek, toe ek begin werk het, want ek is nie eintlik 'n make-up persoon nie, toe het mense gesê, okay, jy moet nou make-up dra, want jy is nou 'n groot meisie, okay, en toe dra ek rooi lipstif, en Zelda Carlson, wat toe my manager was, sy noem my tot vandag toe Rooi Bekkie. So, ek dink rooi het eintlik op my gegroei, want glo dit of nie, my gunsteling kleur is eintlik wit. So rooi is net vir my baie mooi kleur, en ek dink dit pas my. So ja, jy sal sien in my huis, en ek en my man ook, ons sal selfs partykeer goed koop, net omdat dit rooi is. So ek is baie lief vir rooi. My ma het al baie keer gesê, sy weet nie waar kom ek vandaan nie, want ek is vreeslik lief voor om dinge aan te pak. So om vir jou 'n bietjie 'n idee te gee wat ek al aangepak het, is, ek het al die Commonwealth gedoen, ek het al twee Oceans gedoen, ek was actually een van die eerste mense wat deelgeneem het aan die Mnet Fear Factor, baie jare terug op Mnet, okay. Dit was nogal amazing gewees, ek het al aan 'n paar kyknet programme deelgeneem, ek het al geskydive, ja, jessie, ek het oor see gewerk, ek het al 'n 29 uur lank stap challenge gedoen, ek het al 729 kilometer gestap vir gender-based violence, joh, wat het ek nog gedoen, ek het al 100 kilometer stap met Rustenburg vroue, jy weet, hulle so vrouklap ding gedoen,
Ja, so ek is regtig waar iemand wat daarvan hou, jy weet, soos hulle al sê, living on the edge. Ek hou van 'n challenge, ek is mal daaroor om myself te push, soos hulle sal sê in Engels. Dit is vir my net, weet, ek noem myself altyd, as ek myself in 'n boksie moet sit, 'n projekpersoon. Ek hou daarvan om te commit en iets klaar te maak. So daai is net van die goeders wat ek al gedoen het. Ja, ek hou nogal van 'n lekker challenge. Daag my gerus uit. Ek het onlangs 50 geword, 51, waar is ek nou? Ek voel jonger. Ek geniet regtig my 50s en ek dink baie vrouens onder andere sal met my kan saamstem. Dit is asof daar iets gebeur met 'n vrou. Ek praat nou spesifiek van vrouens in jou 50s. I mean, kyk na my, hier sit ek in my PJ pants met my kouse, mooi aangetrek. Dit is wie ek is en ek kan quite frankly nie omgee of jy daarvan hou en of jy dit aanvaar of nie, okay? Want dit werk vir my. En dit is my baie bevrydend. Ek voel ook dankbaar dat ek het gemaak het tot nou, want ek het skoolvriendinne wat ongelukkig al oorlede is. Nee, ek geniet my 50s, my aarde, dit voel vir my of ek net jonger van gees word. Ek het nie noodwendig so baie energie soos altyd meer nie, maar dan ek ken baie mense sê vir my, Lelani, as ek net die helfte van jou energie het, is genoeg. So, nee, ek geniet regtig my 50s. Ek hoop tog ek word lank gespaar, maar ek is iemand wat regtig waar elke dag lewe asof dit my laaste dag is. Paar mense het my al gevra wat sal ek doen as ek kan oorkies. Ek sou graag 'n joernalis wil geword het, maar ek wil graag met jou deel toe ek baie jonger was, okay, het ek altyd gedink ek wil 'n cabaret danseres word. Want dit was vir my so beautiful en ek onthou by Marula San en daai plekke daai jare, weet die meisies wat in die saloon gedans het. Ek het gedink dis die mooiste werk, okay. Maar nou as ek terugkyk daarna sal ek graag wil 'n joernalis word. Ek's baie lief vir mense. Ek hou van opregte gesprekke. Ek sal nie noodwendig 'n krimineel joernalis wil geword het nie, of politiek nie, maar ek sal met mense wil. Jy weet, ek wil mense se stories hoor. Ek's baie lief vir mense, soos ek sê, en ek dink ek kom redelik goed oor die weg met mense, om net ietsie met jou te deel. Toe ek by die OK Bazaar gewerk het, toe ek op skool was, het iemand daai tyd vir my, weet wat 'n kliënt was, so terwyl ek na hulle goed geswipe het, vir my gesê, hulle hoop ek werk eendag met mense, want ek's baie goed met mense. So ja, ek dink ek sal graag 'n joernalis wil geword het. Raad wat ek vir myself gee, sal wil gegee het, of wil gee, spaar geld. Okay, regtig. Ek is glad nie spyt dat ek getravel het nie. Ek sit nie hier met spyt oor die dinge wat ek al met die geld gedoen het, jy weet wat ek gemaak het, want ek het al in my lewe regtig goeie geld gekry, gemaak, maar ek sal nogal vir myself sê spaar geld. Dit is raad wat ek vir enige jong persoon aan buitekant wil sê. As jy jou oogies uitvee, dan is jy 51. En dan dink jy, wat die donder. Ja. Iets wat my kan irriteer van mense is, mense wat nie verantwoordelikheid vat vir hulle dade nie. Ek het groot geword met 'n ma wat nooit jammer gesê het nie. En dit het as kind my verskriklik, was actually vir my traumaties, okay? So ek het regtig 'n probleem met mense wat nie kan jammer sê nie. En ek praat nie van 'n flou, luister, ons almal maak foute. Ek het ook al jammer gesê en die volgende keer dan doen jy dit dalk weer, okay? So ek is net 'n mens, maar ek praat van opregte jammer. Jy weet, ons almal maak foute. So dit irriteer my en mense wat onnodig ongeduldig is. Want trust my, ek kan die boek skryf op ongeduld, okay? Ek's ongeduld se baas. Maar oor die jare het ek net besef, dit bring my net mooi nêrens nie. So, as ek praat van onnodige ongeduld, want daar situasies, weet, is nie vir my dat natuurlijk mooi is iemand ongeduldig is met ou mense nie, of met honde nie, of met 'n gestremde persoon nie, verstaan jy? So, dit is wat ek bedoel met onnodige ongeduldigheid. En dis nog 'n beautiful ding as mense ouer word, jy kies amper waarvoor jy wil ongeduldig raak, want party fights is net nie die moeite werd nie. So ja, nee, ek sal sê, dit is wat ek nie van mense hou nie. My moeder en my vader, ek het hulle mammy en papi genoem, ons al drie, noem ons al vier, noem ons, ek sê nou al drie en toe vier, wat ek het 'n halfbroer. Ja, ons het hulle altyd mammy en papi genoem, my ma was 'n vreeslike, liefdevolle mens, nie noodwendig toe ek jonk was, nie, sy was baie kwaai. My pa is baie lief vir mense en hou van party, en ek dink so bietjie ek het daai. Dit is hoekom ek myself altyd Pieter se kind noem. Want glo my, as die party daar is ek ook daarin. My voete juk vinnig.
Weet jy, hulle twee het al twee net, my maatstaan het 6 gehad, my paatstaan het 7, al twee het van baie harde tye afgekom, armoede, sukkel, jy weet, daai tipe ding, maar hulle was goeie mense gewees. Een ding wat ek by my pa geleer het is, kyk na jou naam. Hy het altyd dit gesê, Leilani, jy kan baie dinge in die lewe doen, maar nooit jou naam, kyk na jou naam, my kind, het hy altyd vir my gesê. My ma, sy het vir die laaste 8 jaar van haar lewe by my gebly, en ek sê altyd vir die Here, vreeslik dankie, vir die beautiful 8 jaar wat ek met haar gehad het, want ons het nie baie tyd gehad vir mekaar, ons het nie oor die weg gekom nie. Maar die vrou was 18 toe sy my gehad het, genade, ek sal maaikie, okay, gewees, en maar ek is baie lief vir haar, ek is bly ek het haar beter leer ken, en dit is regtig iets wat ek vir kinders ook wil sê, of vir mense, vergewe jou ouers, weet jy wat, luister hulle uit, hulle het eintlik net gedoen wat hulle kan, en as jy uitgedraai het, en jy kan jouself in die spieël kyk, en jy kan regtig waar voel, maar eintlik is ek nie so kak soos hulle sê nie, jy weet, dan, dis jou ouers. Ek praat van die goed en die bad, jy moet een ding onthou wat ek altyd vir mense sê, daar's baie dinge van my ma, wat ek altyd gesê het, ek sal nooit so wees nie, en dis wat mense vergeet, ons ouers leer ons eintlik, hoe jy nie wil wees nie, so jy moet dankie sê daarvoor, so jy moet dankbaar wees vir die goed en die sleg, as jy hoor wat ek vir jou probeer sê, so, maar ja, al twee my ouers is in 2023 oorlede, dit was 'n baie moeilike jaar van my lewe, vir my, weet, vir ons al, vir ons kinders, maar ek mis hulle, en weet jy wat, ek mis my pa se stem oor die foon, baie vriendelik gewees, en ek mis my ma se liefde vir lewe, dis wat ek mis. My loopbaan, dis nogal 'n volledige CV hoor, ja, so ek het op die ouderdom van 14, 15 begin werk, ek het begin werk by die KFC in Pretoria, en toe is ek by die OK Bazaars, en soos ek nou gesê het, ek vir die departement van finansies gewerk, by Total Sports gewerk, en soos die jaar aangegaan het ek het gewerk vir 94.7, wat daai jare was met Jeremy Mansfield, was deel van Afrikaan en toe raak het Prime Media Broadcasting. Dit was nogal, soos hulle sê, 'n highlight of my life, want hier is hierdie, weet ek was die meisie van Pretoria af met die dik ooghare, met my klein Uno, my Mr. Price pakkie, jy weet, I'm gonna change the world, okay? Kon skaars Engels gepraat het, maar ja, ek het al regtig by amazing plekke gewerk, ek het 'n baie lekker werk CV, as ek het so kan stel, want ek is nie die persoon wat 'n 8 to 5 doen, en by een company werk vir die res van my lewe, en op jou 60 jaar kry jy horlosie nie. Niks fout met ander mense wat dit doen nie, dit werk net nie vir my nie, okay? Ek is heeltemal te kreatief, en te slim vir my eie skoene, soos my ma sal sê, nee, wat het mense, jong mense, ou mense al gesê, is te groot vir jou skoene, te groot vir my skoene, okay? So ja, toe het ek vir Prime Media gewerk, en ek wil dit net gou hier ingooi, ek is een keer in my lewe al gefire, okay? En ek breek eintlik daaroor, want dit het gegaan oor integriteit. Ek het vir 'n company gewerk, toe ek van oorsee af gekom het, ek was in California vir 6 maande, vir Suid-Afrikaner gewerk, en ons het daar op die stock market gewerk, maar ek wou nou nie, weet, into dit gaan nie, maar het was ook amazing tyd vir my lewe. So toe ek terugkom, toe werk ek vir 'n ou wat in Engeland, 'n UK guy, wat 'n besigheid het in Suid-Afrika, en hy het 'n tydskrif vir die fast moving consumer goods. En eendag loop ek verby die warehouse, weet die stockroom, en ek sê vir hom, why is all these magazines here? Ek sê vir hom, aren't we supposed to distribute it? Want jy weet nou, jy moet onthou, ek verkoop advertising aan iemand, en hulle sê, maar hulle laat nie jou advertensie werk nie. Nou, as jy nie gaan distribute nie, gaan niemand jou ad sien nie. Hoorie, was ek vir jou hoogs geïrriteerd, okay? Want onthou, toe kom ek ook nou net van Amerika af, en ek het 'n Amerikaanse accent, okay? And I'm like, this is not gonna work for me. En ek sê toe net vir hom, ek kan nie so verkoop nie, want jy sê basically vir my, ek moet lieg vir mense. Kort storie, hy het my weggejaag uit die gebou het in Randburg. So ek is met baie trots al gefire in my lewe. Soos ek sê, ek voel goed daaroor. Ja, Prime Media gewerk, People Magazine gewerk, en ek het toe eventueel in 2006 my eie advertentiemaatskappy begin, Itsibietsie, en van daar af het ek heeltemal vir myself gewerk. Ek het letterlik vir myself, soos my pa sal sê, 'n goeie naam opgebou. Ek het al expos gedoen. Ag man, name it, ek het dit al gedoen, okay, want ek doen wat Richard Branson sê. Ek sê nie nee vir 'n geleentheid nie. Ek gaan leer hoe om dit te doen.
So ek sê nie sommer, tensy dit nou my integriteit, jy weet, of dis teen my beginsels en daai tipe ding, sal ek dit nie doen nie. Maar ek is bly ek het daai geaardheid, ek is dankbaar ek is so tipe mens, want ek is 'n baie nuuskierige persoon. En ek het selfs al expos gedoen, jy weet, ek was al 2-3 die oggende by malls wat hier daar sit en hulle doen floor planning en shelving en al die goeters. En ek het so 'n paar jaar terug 'n besigheid begin, Date Night SA. Dis glad nie 'n dating site nie. Ek moet dit altyd ingooi want mense wonder oor dit, veral die enkellopende mense. Maar ek het vir paartjies idees gegee wat om te doen vir Date Night, want dit het eintlik verhoudinge baie sterker gemaak. Voor ek vergeet, ek het ook gewerk vir ontbytsake, kyk net, ook vir 6 jaar. Dit was regtig 'n lekker tyd vir my lewe. En na Date Night, na 9 jaar toe ek Date Night verkoop aan een van die kliënte toevallig. En toe het ek 'n company begin, 11 Lines, want jou frons, hierdie 2 lyne, word 11 Lines genoem. En toe het ek so kasterolie reeks begin, en ek het daai besigheid verkoop. En as ek nou so terugkyk na dit, kan ek met trots sê, ek's 'n regte entrepreneur. Dit het lank gevat. Helen Zille het een keer in 'n onderhoud gesê, haar ma het altyd gesê, dis goed om to peak late in life. En ek is 'n late peaker. Okay, 'n late bloomer, noem my wat jy wil my wil noem, maar ek is bly dit is so. So dis asof ek later in my lewe eers die groot dinge doen. En ek sê altyd vir my man, die dag gaan nog kom, as die Here my spaar. Ek gaan een van daai vrouens wees in Suid-Afrika, wat hier so 55 op pad 60 toe gaan sê, wow, she made it. Sy het dit gedoen. Want dit is al die ervaring, al die moeilike tye wat ek deurgaan, want trust my, om vir jouself te werk, is baie moeilik. Mense dink dis lekker, jy het jou eie tyd. Ja, maar jy moet insit. Jy werk harder, as wat jy ooit in jou lewe al gewerk het, wanneer jy vir jouself werk. Want ek het gelukkig baie dissipline. Ek is in die oggend in my kantoor, niemand hoef my te sê, kom, gaan doen dit nie. Ek doen dit. En ek het ook met al hierdie werke wat ek al gehad het, social media ontdek. En dit is wat ek graag vandag met julle wil deel. Social media het my werk geraak. Krulkop Hub is my passie. Ek bied 'n diens aan. So as jy besigheid het, of 'n diens wat jy lewer, of 'n produk, kontak my. Kom ons praat daaroor. Want ja, ek is nie net nog 'n content creator nie. Ek gaan nie noodwendig my lippe 10 bar pump en mooi lyk in die video's nie. En dis wat my audience van nou, want my audience is all about authenticity, realness. Is dit nie tog die kliënt waarna jy op soek is nie? Die ou wat in jou winkel instap, die ou wat jou bel oor die foon, die ou wat na jou webwerf toe gaan nie. Dis my audience daai. Dis die mense wat my volg. En hulle hou van my realness. Weereens, ek het het vroeger gesê, ek sit hier in my pyjama pants, my favorite klere, so by the way, is om, jy weet, dit is nie van bo, wat is die stelling in Afrikaans van, lyk bo mooi en stink onder, hoe gaan die ding nou weer? Dis nie die geval nie, okay. Ja, bo blink en stink onder, dis nie die geval met my nie, okay. Ek kan vir jou waarborg, ek is fresh. Maar, jy weet, ek bring ook altyd humor in my advertensies in, soos een van my kliënte van Vermaxal en Presto Gel, Pieter Herman het vir my gesê, Lelani, dis 'n plesier om met jou te werk, want jy bring daai ander kant na 'n produk toe. Jy bring die mens na 'n produk toe. En dit is werklik wat ek probeer doen by Krulkop Hub. So ek hoop as jy hierdie video kyk en my leer ken het, dat jy die dieper kant van my persoonlikheid leer ken, en hopelik kan ek met jou kliënte praat, om jou produk aan hulle te verkoop. Ek is 'n regte staatmaker, soos my ma altyd gesê het. Toe ek so 26 was, het ek die geleentheid gehad, deur 'n Suid-Afrikaner om in Amerika te gaan werk, en ek het toe vir die man, ek dink sy naam is Gawie gewees, dis baie jare terug nou, my menopause laat my heeltemal aan die steek, okay? Maar toe het ek in California gaan werk, in La Jolla, in San Diego. En vir 'n meisie wat van Pretoria Wes af kom, glo my, was dit 'n big deal. En ek was stoksiel alleen, kan glad nie Engels praat nie. En dit was 'n groot ding in my lewe gewees, maar ek is elke dag, tot vandag toe, dankbaar vir daai geleentheid, want ek het myself leer ken. Ek het onder andere daai tyd ook uit 'n baie besige verhouding uitgekom, so die timing kon nie beter gewees het nie. Soos alles in my lewe sê ek altyd, God's timing. Dit is wat ek het noem. So ek is nou oor see, California toe, stoksiel alleen, ek het 'n LeBaron Chrysler gery, okay,
afdak gee vir jou nou, I mean, I've arrived, okay? Maar die, anyway, ek was so suinig met die petrol, dat ek vir my fiets gekoop het, en met die fiets werk toe gery. Ek was topfikser geweest. Maar ja, toe het ek vir hulle gewerk, ons het op die stock market gewerk, so met ander woorde, jy werk met Nasdaq, Pink Sheets, en bulletin board, en klink nou baie fancy, maar wat ek basically gedoen het, is ek het marketers reg oor Amerika gebel, en ons het stok aan hulle verkoop. En so, die market het altyd baie vroeg oopgemaak, en 1 uur was het toe gewees. Toe kry ek vir my typiese Suid-Afrikaner, want ek kan my nie stil sit nie, nog 'n werk. Toe kry ek 'n werk by 2 Suid-Afrikaners, baie oulike mense, Beverly en Jonathan, en hulle het juweliersware verkoop, so ek het in die middag by hulle gewerk. En ja, toe het 9/11 gebeur, en glo my, die Amerikaners was nie dik van die lag vir iemand wat van 'n ander land afkom nie. Okay, so ek het gou met myself wegsteek. Nie dat ek was nie oneties daar nie, ek was legal daar, maar hulle was nie groot fans van jy as hulle hoor jy kom van 'n ander land af nie. En ek het daai Oktober, November dink ek terugkom Suid-Afrika toe. Aanvanklik het ek gedink ek gaan om daar 'n lewe te gaan maak. Maar ja, dit het toe nou nie so uitgewerk vir my nie. Looking back at it now, weet jy wat? Dis okay, alhoewel ek wil net met jou deel, ek het baie goed met die Amerikaners oor die weg gekom. Mense het vir my gesê voor die tyd, hulle is arrogant, wel, dan is ek ook arrogant. Want glo my, ons het geklik. Want hulle werk hard, hulle sê 'n ding soos hy is. Soos ek sê, ek het baie goed met hulle oor die weg gekom. Ek het eintlik nie so goed oor die weg gekom met die mense in Engeland nie, want hulle het nie my sense of humor verstaan nie. Want die hele tyd moet ek sê, I'm joking, jy weet. Dan drink jy maar nog 'n pint. Maar, ja, so dit is, ek het al oorsee gewerk, en ek sal dit weer doen. Ek het nie, ek is nie bang vir 'n ander land, byvoorbeeld nie, weet, ek hou van sulke goeters. Verhoudings. Glo my, ek het al baie van hulle gehad. As ek terugkyk na my lewe, sê ek altyd verhoudings is vir my soos Leonard Cohen se een liedjie, Closing Time. Ek praat nie net weinig van die woorde van die liedjie, maar dit kom vir my closing time. Elke verhouding het sy eie closing time gehad. Jy weet, en ek kry 'n knop in die keel as ek oor verhoudings praat, want ek dink aan my eie ma byvoorbeeld, wat regtig waar seer al gekry het oor verhoudings, en ek het, toe ek 'n jong meisie was, het ek gesê, ek wil nooit my ma se lewe laai nie, want sy was 4 keer getroud. En ek was bang ek gaan op pad stap. En in 'n verskriklike weird way het ek actually, ek het net nie so baie getrou nie, maar ek het die verhoudings gehad. Mans raak verlief op my oor my persoonlikheid. Maar dan leer hulle my beter, weet hulle leer my as 'n persoon ken, want ek het eintlik 'n baie ernstige kant. Dan hou hulle nie altyd van daai kant nie, want waar is die party van energetic Leilani nou? Maar ek is eintlik 'n baie diep mens. Ek wil diep gesprekke hê, ek wil, jy weet, ek hou van diepness, verstaan jy? Ek hou van saalgoeders. Ja, glo my, ek kan lekker party en alles, maar ek is nie noodwendig shallow nie. En ek het al baie mooi verhoudings gehad, maar ek het al baie seer gekry, as dit kom by verhoudings. Ek het regtig my pad gestap. Weet ek, 'n jong meisie was, het ek 5 jaar lank 'n persoon gedate, en sy ouers het glad nie van my gehou nie. As gevolg van waar ek vandaan gekom het, en die gebrokenheid en alles, en sy ma het vir hom en vir my gesê, ek is nie goed genoeg vir hom nie. En as ek vandag terugkyk na dit ook, is dit, jy's reg, ek was nie goed genoeg vir hom nie, jy weet? Want hy verdien my nie, verstaan jy? So, en ook toe ek begin werk het ek 'n ouetjie gedate wat in die polisie was. En sy ma het ook vir hom gesê, hy mag my nie date nie, want my ouers is geskei. En ek het al baie keer gewonder oor dit, van waar's hulle vandag? Maar dan ek het nie bitter nie, weet, ek het nie kwaad nie, dis net, mens wonder oor hierdie goed, want as 'n jong meisie voel jy natuurlik verwerp. En, weet, baie van julle wat my volg sal weet van my incident van 1992, en dit het ook maar baie dinge in my seer gemaak oor verhoudings. Daar was 'n stadium, en hierdie het ek al baie verbitter min mense al herken, maar in my 20's wil ek sê het ek mans gebruik. Maar nie noodwendig in 'n seksuele manier nie, ek het net niks gevoel vir mans nie. Maar ek dink dit was omdat ek baie healing nodig gehad het, jy weet, ek
Ek wil half bewys het van, ek is dit werd, jy sal werk vir my hart. Ek het net niks gevoel vir mans nie, regtig niks nie. My ma het ook altyd gesê, sy wonder of ek ooit 'n man gaan kry. Sy het gewonder, gaan ek ooit trou? En ek het toe eventually getrou op die ouderdom van 32, nou vir 'n Afrikaanse persoon is dit tipe van laat, en ek het die persoon aanlyn ontmoet, glad nie spyre oor nie, 4 jaar getroud gewees, is 'n wonderlike tyd van my lewe, wat ek nooit weer wil hê nie, want die dag na ons troue, het ek gewonder, het ek die regte ding gedoen, en ek gaan vir jou sê hoekom, want hierdie persoon was baie nice gewees, regtig lieflik, aantreklik, slim, ambisieus, alles, maar die manier wat hy met sy kinders gepraat het, en dit het ek nie gesien nie, en sy seentjie het 'n parking ticket gaan betaal by Nelspruit winkelsentrum, okay? En die kind was obviously opgewonde, jy weet, want hy was net 9, of hy was toe 7. En hy het toe teruggekom met die sonder die kaartjie, gesê nie, maar die parking ticket is betaal. En hy het toe na die parkeerkaartjie obviously daar gelos. Het was 'n ongeluk. En die man met wie ek getroud was, dit was my eerste huwelik, hy het daai kind so verskree. En ek het so angstigheid beleef. En ja, ek was 4 jaar met hom getroud, dit was regtig goeie tye gewees. Hy het my 'n lewe gewys wat ek regtig geniet het. Dit was 4 amazing jare van my lewe. Ek was 'n stiefma gewees. Ek het baie geniet om 'n stiefma te wees. Ek was ook 'n goeie stiefma, want ek het 'n voorbeeld gehad van 'n baie goeie stiefma. Tannie Linda, as jy enigstens hierdie kyk, jy weet hoe voel ek oor jou. Maar daar was baie hartseer tye ook. Hy was baie controlling gewees, baie afgekraak. Hy was soos ek sê, dit is 4 jaar wat ek nooit weer wil hê nie. En toe is ek 3 jaar single, en toe het ek my man ontmoet met wie ek nou getroud is, Roelie. Hy was actually 'n blind date in my 20's, en hy het al baie keer vir my gevra, Leilani, is jy nie spyt dat ons nie daai tyd getroud en kinders gehad het, en goed, dan sê ek vir hom, nee, want ek moes eers my lewe gaan stap het, ek moes oorsee gegaan het, ek moes trou, ek moes al die ander verhoudings gehad het, om te besef, wat het is om iemand te waardeer, wat 'n bietjie stiller is, wat miskien, jy weet, wat net 'n ander tipe geaardheid het, en ek glo regtig, soos Greta van Rensburg my altyd sê, sy is my mentor, ons boeke is geskryf. So, ek is nie iemand wat lewe van, what if, maar hoekom nie, ek lewe nie in verlede nie, ek weier om dit te doen. So ek is dankbaar vir die lewe wat ek right now het, ek is dankbaar vir die huwelik wat ek voorheen gehad het, ek is dankbaar ek in daai kinders se lewe gewees het, want die seun en die dogter het baie jare later al vir my gekontak en vir my gesê, Leilani, ek wil net vir jou sê, baie dankie vir alles wat jy vir my geleer het. So, ek is nogal 'n groot advocate vir stiefouerrolle, want ek dink, jy kry baie keer fantastiese stiefouers, maar ja, daar is 'n onderhoud heeltemal op sy eie, want ek is baie passief oor dit. Maar ja, weet jy, ek is iemand wat regtig vir lewe dag vir dag. Ek gee my beste in my huwelik, ek doen wat ek kan. Ek probeer die beste vrou moontlik wees soos wat ek kan. Partykeer feilik, want ek is nie perfek nie. Ons het 3 schnauzers, ons bly in Johannesburg. My wens vir my man is, as hy enigstens hierdie video gaan kyk, en hy weet hoe voel ek daaroor, is dat hy vrede kry in homself, en dat hy regtig nie omgee wat ander mense dink nie. Want who cares? Who cares? Ons lewe vir onsself, solank as jy God in jou hart dra, en 'n eerlike mens is, dink ek, it's okay. Life is good. Mense wat my beïndruk, ek het nie noodwendig 'n role model nie. Miskien toe ek jonger was, het ek dalk gehad wat ek nie nou kan onthou nie. Ek moet dit hier ingooi, ek's mal oor Judge Judy, okay? En die rede hoekom ek van haar hou is, want sy is eerlik, en sy sien mense sy sien alle soorte, en ek sê altyd, as ek Judge Judy kyk, herinner sy mens, van hoekom jy nooit met jok nie, want as jy die waarheid praat, hoef jy nie goeie geheue te hê nie. So sy is nogal iemand wat ek daarvan sal om te ontmoet, maar ek glo byvoorbeeld glad ook nie aan eerste beïndrukke nie, want ek voel,
Mense gaan deur, jy weet, hulle dalk nou net gehoor, 'n ouer is dood, of hulle hond is dood, of hulle dalk nou net die beste nuus van hulle lewe gekry, of whatever it is. En op daai oomblik ontmoet jy hulle, en jy maak net klaar besluit oor hulle, jy weet, so, ek is nie iemand wat glo aan eerste indrukke nie, ek het nie noodwendig 'n role model nie, ek hou wel van mense wat 100% hulle self is. Dit beïndruk my. Ek hou van 'n rawness, ek hou van sincerity, authenticity. Ek het 'n mense in Danville al ontmoet, in plakkerskampe al ontmoet, wat my regtig beïndruk, want hulle kan mooi sing, hulle kan mooi praat. Jy weet, ek is nou betrokke by Kairos, wat 'n prison ministry is, en nou so 'n maand terug was ek by Kreersdorp, wat hulle die closing gedoen het met die prisoners. En die een ouetjie wat daar gepraat het die mooiste speech gegee, okay, en hy het my beïndruk. Hy het my beïndruk om 'n beter mens te wees. So mense soos daardie is my role models. Ek glo nie daaraan om iemand op 'n pedestal te sit nie. God is my role model. En ek is by no means iemand wat 'n Bible puncher is nie. Glo my, ek kan soos 'n matroos vloek, okay? Maar God lewe binnekant my. En dit is wat my beïndruk, en dit is my role model. Regtig. Okay. Jy vra nou vir my. Hoe trek ek aan? Wel, ek noem myself 'n emosionele dresser. En ek gaan vir jou verduidelik hoekom. Want ek trek altyd aan soos ek voel. So, in my jonger dae was ek nou obviously sexy gewees. Believe it or not, I've been sexy in my life, okay? So ek het daarvan gehou om sexy aan te trek. En onthou, sexy beteken nie noodwendig kalgat nie, dames. Onthou dit. Sexy is all about attitude. So aantrek vir my is nogal weer 'n spieelbeeld van jou geaardheid. So nou dat ek ouer is ek vreeslik lief vir 'n pyjama pants, okay? Dis regtig my gunsteling ding om te dra. Sal ek 'n pyjamas aantrek na 'n restaurant toe? Ja. Al wanneer ek dit sal doen is wanneer ek die restaurant ken, soos wanneer dit naby my huis is, of as dit 'n dare is, of quite frankly, op travel sal ek dit ook doen, maar dan ek slay la nie. Ek doen net wat ek wil. Ek is glad nie iemand wat mode volg nie. Ek is lief vir dasse, ek hou van rooi lipstiek, ek hou van bont, ek hou van stryd, jy weet, stryd meende een kleur of daai tipe ding. Kom ek vertel jy gou, liewe kyker, die geheim met my, jy weet nooit hoe ek gaan lyk nie. Dit is die geheim met my. Party mense, en dit is okay dat hulle so is, jy weet altyd hoe hulle gaan lyk. Met my, you never know what you're gonna get, okay? My sister sê altyd, Lelani, ek love dit van jou, want jy het nie ander mense styl nie, jy het Leilani styl. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar ek wil vermoed, dit is so 'n bietjie van my pa af. My pa was baie lief vir mooi aantrek. Ek hou ook van mooi aantrek, want ek dink tog ook, as jy lekker voel, lyk jy ook mooier, en dit straal uit na ander toe ook. Jy weet, en dit gee jou 'n bietjie selfvertroue ook. Maar, nee, oor klere kan en ek is mis nou ook die thrift queen, jy weet, so, ek hou likely van ander mense se klere, veral as ek dit kan koop teen 'n bargain. Vir my op hierdie ouderdom ook gaan dit oor gemak. Katebra, met 'n passie, en ek hou van kouse, en ek dink op die einde van die dag gaan dit oor een ding, solank as dit skoon is. As ek nou met 10 miljoen wen, my maat altyd so die latte gespeel, ag, ou gesiggie, jy weet, as ek haar met checkers toe vat, om na die latte kaartjies, sy het altyd gesê, al hoekom sy wil geld wen is vir haar kinders. Maar as ek nou vir jou moet sê, as ek nou vandag 10 miljoen wen, kyk, ek het klaar gespend, net so by the way, okay, die geld is al gespend. Ek sal baie graag wil betrok, of huis bou, vir vrouens, mans en kinders, wat deur violence, jy weet, nie noodwendig net gender-based violence nie, maar wat deur violence al seer gekry. Dit is regtig vir 'n saak na my hart. Ek sal onmiddellik so shelter bou, en mense kan daar kom tuis, maar obviously gaan daar baie reëls wees. So dis die eerste ding wat ek sal doen. Voordat ek enigiets doen, is dit wat ek sal doen. Dan sal ek vir my broer, en my halfbroer, en my suster geld gee, want ek is baie lief vir hulle, en ek is die oudste kind. Dan sal ek hierdie huis afbetaal. Ek wil nie noodwendig in 'n ander huis bly nie. Ek hou van hierdie plek waar ons bly. Ek is nie van daai mense wat gaan ewe skielik geld het in groter huis het nie. Okay, ek is 'n bietjie precious. Okay, ek gaan 'n huis in die Kaap koop. Okay, ek gaan dit doen, okay?
Maar nie noodwendig uitspattig nie, ek hou nie van uitspattig nie. So ek sal dit doen, ek sal nie noodwendig 'n dierkar koop nie, tensy ek nou 'n Karmann Ghia kan optel vir 'n stiel, bloedrooie, can you imagine me met 'n wit en swart serpie? Maar ja, ek sal dit bære, ek sal dit invest. Ek sal dit doen, en natuurlik my goeie vriende uitvat vir 'n mors ete, okay? En hulle kan eet en drink net wat hulle wil, en die beste champagne sal op die tafel wees. En ek sal vir my nog schnauzers koop, okay? Ek sal my nail technician vooruit betaal, okay? En dis wat ek sal doen, en ek sal 'n baie goeie tip gee vir my gunsteling mense by die restaurant, maar die res sal ek bære, dis wat ek gaan doen, met my baie geld. My boodskap vir elke follower op Krulkop Hub is om die lewe in eenvoud te lewe. Moenie dinge so overthink nie, moenie so hard wees op jouself nie, wees in die oomblik en probeer joy create waar jy ook al gaan. Maak tyd vir jouself en wees regtig waar lief vir jouself. Aanvaar jouself, want is okay, want jy het so ver gekom om hier te wees waar jy vandag is. Moenie so hard wees op jouself nie. En onthou net een ding, by Krulkop Hub praat ek oor iets van alles. En ja, partykeer maak ek foute. Ek gaan dit sê net soos dit is. Ek gaan nie verander nie. En dankie vir elkeen van julle wat my volg, wat in my glo, wat my verwys. Ek waardeer jou verskriklik baie, want sonder jou sal hierdie platform nie bestaan nie.